Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer, ja, toe hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, net almal nie. Dis die eerste dag van Oktober 2025 en jy luister na Klets. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Oktober, Colleen, die 10de maand van die jaar. Jy het dit gemaak, jou Robbe Bliksem. Hier is ons. Hier is ons, Matthys. We made it. Ons is lewendig. Ons kop nog. Ons het nog 'n lied in ons hart. Die lied is dalk baie daar 'n bietjie sag, maar hy is nog daar. Of vals, meeste van die tyd. Of vals, maar dis okay. Hou net aan sing, jy al. Is jy vals, hou net aan sing. Well, hulle sê, it's not the end until the fat lady sings. So, ek en jy het nog 'n paar kilogram om op te tel. En ek moet vir 'n sex change gaan. So dan kan ons sê dis die einde. Maar dis die 10de maand en dit beteken dat die jacarandas begin blom hier in Pretoria, in die hoofstad. So ek het vandag actually Sofia, waaroor is jy ongelukkig? Ek het vandag actually so 'n stukkie gery en toe sien ek van die jacarandas weer begin blom en ek weet nie wat dit is, dit is daai muscle memory. Sodra ek dit sien, ek raak soos angstig. Ek moet nou dinge uitsorteer. Want ek moet nou gaan eksamens skryf. Ek gaan nou begin eksamens skryf. So blom hulle al daar in Pretoria? Hier en daar kan jy sien hulle begin. Dis nog nie die mooi blomme soos wat ons dit ken nie, maar hier en daar is daar een van daai uitspattige voorbarige jacarandas wat nou al begin blommetjies gooi het. So. Okay, daai entoesiastiese fokkertjies. Een van daai wat ek nie op universiteit was nie, maar een van daai jacaranda. Maar die 10de Oktober is om die draai en volgens gerugte en berigte, en soos wat die ou mense geglo het, as die 10de Oktober dan begin dit reën. So ek kan nie wag vir die 10de Oktober nie. Ja, maar jy was 'n bietjie reën hierdie week. Ja, jy het my video gestuur wat by jou gereën het. Ek sien nie in my potplante, ek was 'n bietjie weg, maar my potplante en so is heerlik nat. Nee, ek dink dit het meer gereën daar by julle, wat ek net gehoor het van mense wat daar na jou kant toe bly en 'n bietjie meer verder daar rond. Dit klink my nogal baie gereën. Hier het so hier en daar 'n druppeltjie gereën, maar nou nie regtig iets om oor huis te skryf nie. Maar dit lyk nou hier waar ons nou sit op die vooraand, die 30ste September die aand en hierdie opneem vir jou. Lyk dit vir my asof dit moontlik kan reën. So ek is positief. Hoorie, maar jy het 'n moeë lekker trip gehad. Jy was, ja, kyk as ek en jy begin praat oor die weer en ons bediendes, dan weet ons either het ek en jy nie regtig eintlik iets om vir mekaar te sê nie, of ons raak uit. Ons word net uit. Ons word uit, Matthys. Maar okay, jy het 'n moeë lekker trip gehad. Baie lekker trip. Absoluut incredible, gaan kuier op Teefontein vir die ene Antoinette Pinaar, die krye koningin. Ja. Nee, dit was ongelooflik. Dit was absoluut ongelooflik, Matthys. Iets wat vir baie mense sal aanbeveel definitief as Antoinette jou toelaat. Ja, maar dit is 'n storie daai, nee, verduidelik daai storie. Dit klink my dis 'n absolute storie. So ek het nie die ding gereël nie. 'n vrou wat 'n gemeenskaplike wat ek ken deur 'n gemeenskaplike vriendin van ons twee. Wat ek sê ek het haar nou ontmoet op Teefontein. Sy het hierdie ding gereël en dit is 'n absolute storie om vir Antoinette in die hande te kry, want sy is meeste van die tyd doelbewus aflyn. Sy unplug doelbewus. Sy het wifi daar op haar plaas, maar die wifi is meeste van die tyd af en sy besluit wanneer die wifi aangaan. Yes, wanneer sy actually iets het om te doen. That's a way of living, nee? Om net nie so die heeltyd so beskikbaar te wees nie. Matthys, dit is net ek dink ons besef hoe sleg dit vir ons is om die hele tyd so beskikbaar te wees. En hoe maklik dit eintlik is om 'n bietjie te shut down. En 'n bietjie nie beskikbaar te wees nie. Was dit vir jou maklik om net letterlik te besef maar ek het nie sy nie en ek moet nou laat gaan basies. Was dit vir jou maklik daai switch? Want dit vat vir my partykeer ek is die eerste rukkie so klein bietjie angstig. En dan kom 'n mens daaroor. Ek was angstig slegs vir een rede. Toe ek op die plaas aankom, ek het alleen daar aangekom. Ek het gevlieg tot Prince George en toe nou daar, dis 'n ander storie ook. Ek het daar 'n Jimny gehuur. Dat ek dit tog nou bederf met my Jimny storie. Ja. En toe nou gery Teefontein toe. En die vriendin het vir my gesê jy beter stiptelik 12 uur daar wees. Antoinette wil 12 uur begin met die labirint loop of whatever.
Anyway, daar aangekom, ek was toe nou 12 uur daar, gedinge gaan laat wees, en hulle daag nie op nie, en ek stres nogal, want die klomp ry met scooters, hulle het nou een of ander bie in hulle bonnet, en 'n kos wat hulle voorry, so hulle is nou daar op scooters, die Karoo in, en naderhand word het al amper 2 uur, en hulle is nog steeds nie daar nie. Ja. En nou kan ek nie bel nie. Ek het geen sein nie, ek het op 'n stadium geloop, en ek het 'n stukkie sein gekry, en ek het probeer bel, maar toe's hulle obviously ergens in die Karoo wat hulle nie sein het nie. Ja. So dan gaan staan jy maar op 'n koppie, Matthys. Jy gaan staan daar op die hoogste koppie wat jy kan kry en dan kyk jy net maar uit vir 'n stoffie. Vir waarever daar 'n stoffie, 'n bewegende stoffie is, dan weet jy daar is 'n bewegende voertuig. En daar is iemand op pad Teefontein toe, want niemand in hulle regte koppe Ry jy gaan pad op daai anders nie. pad wees as hulle nie op pad Teefontein toe is nie. Dit was vir my 'n baie maklike switch om te maak, Matthys. Ek onthou ek het die Saterdagoggend, ons het die Vrydag gearriveer. Die Saterdagoggend vroeg het ek gaan stap. En ek het my foon saamgevat soulie net om in geval ek wou foto's neem. En op 'n plek het ek gekom in die loop van die rivier en toe ewe skielik toe begin die boodskappe op my foon deurkom. Ja. Dit het my angstig gemaak. Ja. Ek het onmiddellik die foon uitgehaal en vir hom op airplane mode gesit. En gesê dis dit. I'm switching off. So dit was eintlik 'n baie maklike switch om te maak. Ja. Nee, ek dink dit is belangrik. Ek dink regtig nie ons besef eintlik hoe beskikbaar jy is nie. En ek het nogal die naweek ook daaraan gedink nadat ek en jy gepraat het nou ook oor jou ondervinding, is dat baie keer het jy nie selfoon sy nie. Soos waar ek byvoorbeeld bly op 'n sekere plek in my huis is my selfoon sy nie so goed nie. So as ek daar sit dan kan mense my nie in die hande kry per telefoon oproep nie. Maar nou dit so gerieflik geraak dat mense jou sommer eintlik al met die eerste slag op WhatsApp bel. So ek ben jy kan nie nou net jou sein afsit dat mense jou nie kan skakel nie, maar jy kan nog steeds aangaan met ander werk wat jy moet doen. Jy kan ook nie eens met dit doen nie, want they just call you on WhatsApp now. Airplane mode, baby. Ja, airplane mode, maar dan is daar niks nie. Die beste function op 'n foon is airplane mode. Wel, ek dink die beste function op 'n foon, niks sê, Matthys. Die beste function op 'n foon is 'n Nokia wat 3510 of wat? Daai wat letterlik net kan bel en moontlik SMS. 3310. Dis die beste foon. Ek is op 'n plek wat ek gaan sommer terug na 'n landlyn toe en ek oordryf nie as ek dit sê nie, Matthys. Ek dink dit was vir my net hierdie paar dae se unplugging het my op 'n absolute mental well-being vlak het my jare vooruit gesit. Dit is net so liberating. Dis so bevrydend. Bevrydend is seker maar die Afrikaans vir liberating. Anyway, julle sien ook my woordeskat is net so, dit blom in Afrikaans, in Engels, dit blom oral. Ja, maar ongelooflike ervaring, Matthys, wat 'n ongelooflike pragtige deel van ons land, om daai paai te ry, daai Route 62, van George af op deur Oudtshoorn, het ek hom nou gery in 'n Jimny, ek ry uit by George Lughawe in my gehuurde Jimny, kak impressed met myself, want ek is nou baie bly, ek het nou die Jimny gekry, ek wil nou die ervaring hê, en nou voel hoe ry die karretjie nou. Anyway, ja, die slotsom is ek is moes beïndruk met die Jimny, hy het verskriklik op my gegroei. Maar ek is seker so 'n paar kilos uit George Lughawe uit en iemand flash my ligte en ek sien toevallig dis 'n ander Jimny en ek dink shit, is my hoofligte aan? Ja. Wat gaan nou aan? Kyk, alles is fyn. Nie 2 kilometer verder nie, kry ek weer 'n flash, maar ek sien dis toe nou ook 'n Jimny. Derde Jimny. Toe kom ek nou agter hierdie is 'n kulting. So as jy nou 'n Jimny sien, dis 'n Jimny ding. As jy in 'n Jimny is en jy sien 'n mede Jimny, moet jy nou flash en groet en signs gooi en allerlei dinge. Maar toe raak dit vir my baie vreemd, Matthys, want toe begin ek nou optel hier by die ophou tel hier by die 20ste Jimny. Ja. Dog ek dit kan nie wees nie. Hoe the fuck is hier baie Jimnys nie? This is just weird. Anyway, toe ek nou stop daar by die gastehuis in Oudtshoorn. Toe kom die ou Jerry daar uit en hy sê toe vir my, "Hi, welcome. Are you also here for the Jimny rally?" Well, okay. Toe sê ek sê, "Oh, is that what is going on? It's the gym." Matthys, oral waar ek gaan het op hierdie trip, ek het gister gestop daar by die waterval in Meyringspoort. Ja. Om hom te gaan sien.
En toe is daar so 'n groot sametrek van klassieke ou Aston Martins. En hulle staan toe nou almal daar aan die een kant van die parkeerarea, aan die ander kant van die parkeerarea is dit net 'n klomp Jimneys. Ja. So ek gaan parkeer toe nou maar daar tussen die Jimneys. Ja, I mean you do what you have to do. you go where you feel you belong. Exactly. Anyway, daar word ek ingeroep in 'n moeëse groep foto, drones op in die lug. Ek moet nou daar staan met my gehuurde Jimny. Vir 'n foto. Anyway, ek wil net vir alle Jimny drywers sê, julle is kaklekke mense. Ek like julle moeëse baie. Maar dit is 'n moeëse subculture wat ek nou al agtergekom het dis van dis al. regtig 'n subculture. Dis nie net van jy hou van die kar nie, jy koop in die brand en in die leefstyl in. En die leefstyl. En Matthys, dis mense van alle ouderdomme. Hulle is jonger as ek, hulle is afgetree. Hulle is of all walks of life. It is incredible, but the one thing, hulle is almal so verskillend, but the one thing they have in common is hulle liefde vir hulle Jimny. En dit feit dat hulle oral kan gaan. Hulle trek daai wat noem hulle dit, daai teer goedjies, karavaantjies wat jy kan kamp. Ja. Kamp karavaantjies. Ja, daai kleintjies. Hulle sleep daai goedjies. Ek het een ou gesien wat met 'n moerse camper van ry nie. 'n moerse camper van. Was die camper van groter as 'n Jimny? Nee, 'n massive camper van met 'n sleepwa wat 'n Jimny op het. So die Jimny word getrek agter die camper van aan. Ja, I mean, it's just insane. These people are next level. Dedication. So ek is bitter naby om daai Audi van my te gaan try vir 'n Jimny hoor. Bitter naby. It really grew on me. Ek het eendag gesien daar's actually goeie deals en goeie pryse op Jimny's en ek meen dit is 'n klein ligte vol by vol. Ek praat nou asof ek 'n karman is, maar ek weet eintlik bitter min. Maar jy was mos op 'n car show, Matthys. Ek was op 'n car show. Ek het 2 keer gewen, hoe kan jy dit nou glo? Jy het hom gewen hoor. Ek het hom gewen, Colleen. Maar die Jimny is 'n verskriklike versatile kar. Jy kan letterlik enigiets met 'n Jimny doen wat jy met 'n gewone 4x4 kan doen. Hy's klein. Jy kan net nie regtig vinniger as 120 ry nie. Het ek net gehoor by vriende van my wat 'n Jimny het. Dit is so half nie 'n goeie plan. Jy moenie haastig wees nie. Jy moet glad nie haastig wees nie. As jy wil chill, is dit 'n baie lekker rit. As jy you want to take in the scenery, dan kan jy baie lekker ry, maar ja, jy gaan nie vinniger as 120 ry nie. Maar Matthys, hoekom jaag ons ook so? Regtig. Exactly, Colleen. Hoekom dink ons is so belangrik dat ons so moet jaag en ek het nou gister 'n bietjie gepraat oor die lesse wat jy geleer het daar saam met Antoinette Pinaar en toevallig van die goeters wat ek nogal oor die naweek aan gedink het ook sonder dat ek nie daaroor gepraat het, is dat why are we doing this? Hoekom jaag ons so na iets wat ons eintlik nie eens weet nie. En die gesprek wat ek eintlik met jou gister gehad het, wat ek aan gedink het oor die naweek, is dat ons lewe hierso en ons maak 'n bestaan, maar dit is 'n moeëse fight meeste van die tyd om die bestaan te maak. En ons hardloop weg om te gaan ontspan of om weg te kom van waar ons is. Is ons nie supposed om eerstens happy te wees met waar ons bly nie, met waar ons is nie. Maar dit is so natuurlik vir ons, is ons hardloop die heeltyd weg. Jy moet 'n naweek weg gaan, jy moet op vakansie gaan, jy moet dit gaan doen, jy moet dat gaan doen. Just to get away, because ons is nie happy met waar ons is nie. Dis eintlik die slotsom. Ja, dit is so sad. Jou happy tyd is die gesteelde tyd wat jy uitboek in jou dagboek. En dis wanneer jy gaan happy wees. Ek werk my gat af en ek sloof my af en ek jaag en ek is ongelukkig en ek is 'n deel van hierdie moeëse rush, maar die einde van die maand gaan ek 'n bietjie weg. En dit is so, jy weet Matthys en mense, ek dink aan daai ding was dit Leon Schuster wat gesê het, mense wat dink hulle is so fucking smart is nie eintlik so fucking smart nie. Ons wat dink ons is so, ek kan nie onthou wie dit gesê nie, maar jy weet iemand het dit gesê nie. Mense dink hulle is so belangrik. Jy weet ek sit vandag net weer op die vliegtuig terug van George af en daar's 'n ou so skuins agter my na ry en hy is op 'n telefoon. Ons is nou al besig om te amper op te styg, taxi.
En dit al 'n keer gesê, weet, sit maar net jou foon op. Ek weet niemand sit nie hulle foon op airplane mode nie. No one does that. I mean, very few people do that. You lose signal, ons gaan hom aan. En hierdie ou is kliphard op die foon besig. Matthys het hierdie ligwardin na hom toe kom en sy staan daar en sy sê, excuse me sir. Hy kyk haar in haar oë. Hy draai weg van haar af en hy hou aan met sy conversation. En ek dink myself, Ja, dis is jy blaatant besig om 'n lewe ongeskik. te red? Ja. Is jy besig om 'n lewe te red hier? Is jy what makes you so damn important? En die eerste van alles is toe hy nou eventually van sy foon afklim en sy sê vir hom, please sir, airplane mode. En nou staan sy daar nou staan sy en kyk. Nou dink ek, how embarrassing dat sy nou daar moet staan en kyk vir jou. Terwyl jy nie jou foon op airplane mode Graad 1 juffrou. Ja. En dan dink ek, as jy nou regtig iets so dringend moes doen, soos jy moes 'n deal nou beklink, is nou of nooit. Die minste wat jy kon doen is net omdraai en vir haar sê, ek is verskriklik jammer. Ek is verskriklik jammer. Hy het nie vir haar woord gesê nie. Hoorie, kan ek jou my laaste storie van my trip. Epic story. So check ek toe nou vandag in by George Lughawe. Jy weet Matthys, ek het lanklaas 'n run-in gehad met airport security, nê? Lanklaas. So I guess I was due for one. I was due for one. Was die laaste ene in op pad New York toe? Jou grootte? Nee, die groot ene, ja. Ek het ook een gehad onlangs in Londen, so 2 jaar terug het hulle klomp van my kak konfiskeer. Ja, ek onthou. Ja. So it's been a while. Ek het mos maar 'n ding met airport security. Ek en airport security het 'n karmic energy wat ons nog moet uitsorteer. In geval so check ek toe nou vandag in op George. Ek gaan Wimpy toe. Nou sit ek daar, ek wag vir my burger. Hier kom hulle op die PI system, Matthys, hulle sê can passenger Colleen hint. Please report to the check-in counter. Oh shit. Urgently. Ek sê okay. Ek vra vir so 3 tannies wat langs my sit. Ek sê, is julle ook op die vlug Lanseria toe? Ja. Ek sê, luister, gee julle om net my goedjies die dop te hou, want ek het nou nog 'n burger wat op pad is ook, maar ek is nou die passasier wat geroep is, so. O nee, sê hulle, gaaf en goed. Nee, dis reg, hulle hou my goedjies my dop. Ja, dis ook net in George wat jy Matthys? kan doen, hè. Ja, want is letterlik net daai vlugse mense wat hulle sit die hele Wimpy vol. Maar jy loop in die Wimpy en daar's nie 'n siel nie. Want ek was van die eerstes wat ingecheck het, so daar's nie 'n siel nie. 5 minute later is hy Wimpy packed. Almal sit daar en wag. Anyway, ek loop toe nou na die SAF Air counter toe. Hier staan 2 polisie manne vir my inwag. Ja, I shit you not. Daaraan. Oh my word. Okay. Matthys, maak kappe stressie, nee. Maar ek probeer normaal lyk. Ek sê goeiemôre. Goeiemôre meneer. Ek sê ek is Colleen Hind. Ek het gevra ek moet hier rapport. Ja, mevrou Hind. Ek sê nee, is my juffrou Hind, maar maak nie saak nie wat ook al. Nee, kom saam met ons asseblief. What? Matthys. Nou loop ek saam met hulle en nou dink ek, wat die fok? Oorspronklik het ek gedink, maybe het SAF Air my geroep want hulle het 'n fout gemaak met my kaartjie of Ja. Ek weet nie. Dis maar wat mens dink. Daar's iets fout met jou booking of something. Hulle vat my daar in 'n kamer in. Toe ek in die kamer inkom, toe lê my tas daar. Oh my word. Is dit jou vibrator? Nee, nou dink ek het microdose mushrooms, ek het microdose San Pedro. Gaan ek nou gearresteer word vir drugs? Wat is dit? Anyway. Ja. Nou is dit hierdie 4 mense van AXA wat daar staan, maar ek dink hulle staan maar net eintlik daar want hulle is nuuskierig. Want ek nie is George. Niemand wat werk vir AXA en George is ernstig nie. They just there for the ride and the paycheck. En hulle is eintlik baie vriendelike mense. En nou hierdie 2 polisie mense. Ek wil nie sê konstabels en nou die rankikkere. Anyway, nee, sê die man vir my. Nee, juffrou, ons het jou tas gescan en ons het 'n leepatroon opgetel in jou tas. 'n leepatroon, Colleen? Ja. Ek kyk die man so, ek is so wat. En toe klik het. Ek sê van ja. Daar is 'n leepatroon in my tas. Ja? Ek het 'n patroon opgetel op Teefontein. Ja. 'n lee, jy weet soos 'n bullet. Doppie. 'n doppie. 'n doppie, 'n koel doppie. Ja.
Maar dis 'n moersie een en is 'n baie ou een, Matthys, en hy lê al jare daar. En ek het hom opgetel en ek het hom nog vir Antoinette gewys en sy het hom leeg gemaak en sy het my gewys hoe gebruik mens hom as 'n vletjie. Ja. Ja, my oupa het dit ook altyd gedoen, ja. So dit was my my precious ding en ek vat hom toe nou saam in 'n sak met al my klippe en kak en daar's tools wat ek opgetel het op die plaas, ou plaas tools en kak. Anyway, ek sê, o shit, ja, jy's reg. Daar is 'n leepatroon. Ek sê dit is 'n memento. Ek het dit opgetel in die Karoo. Ek het glad nie gedink toe ek my tas gepak het nie. Ek is verskriklik jammer, nee. Ek sê maar dis 'n leepatroon. Dis nie soos live ammunition hier nie. I mean, really. We're not talking Taliban kakje. Maar nou sy sê vir my, mevrou, nee, op SAF Air het geen lisensie om enige vorm van ammunisie te vervoer nie. So, maar dit is nie ammunisie nie. Dis exactly, but anyway. Ja. So ek moes nou die cable tie daar afsny. Ek sê maar ouens, ek gaan nou die cable tie afsny, dan het ek nou nie nog 'n cable tie nie. Hulle is baie nice. Polisieman sê nee, hy gaan vir my nog 'n cable tie bring. Okay. Hulle staan daar, Matthys, my tas oopmaak. Nou is dit sê embarrassing, nou haal ek daai sakkie uit. Nou daai sakkie julle, dit lyk ek lyk soos 'n seentjie. Seentjie se sakke het terugkom van die 'n dag se speel af. Daar's klippe, stokke. Antoinette se Dawidswortel wat sy vir my gegee het, is daarin. Ja. Plaas tools. Nou die polisieman sien die een tool. Hy sê, "Liewe hemel, waar kry jy die ding?" Ek sê op die plaas in Teefontein waar ek die koel gekry het. Hy sê dit is 'n van die oorspronklike Allen keys. Hy sê hierdie ding is gemaak op die plase. Ek sê vir hom, asseblief sê net vir my jy gaan nie dit ook vat nie. Ja. Nee, hy soek net die koel. Haal die koel uit daar. Toe wil hulle nou eers vir die koel uitpraat. En waar het ek die koel so anyway, het was nou nice, eventually nice experience. Dit was dan baie vriendelik en so aan. Gemoedelik. Maar jy voel soos 'n bietjie van 'n krimineel, nadat jy eintlik jou hele broek bekak het en gesien het hoe slaap jy daar in George tronk vanaand. Jy staan in die klein kamertjie met jou tas oop. Gelukkig sit ek my klere altyd en jy weet ek het mos 'n aparte sakke vir my klere. So my klere peel nie uit nie. So tog ek net wat erger kon wees is hier nou 'n panty of 'n dingie uitpeel. Ja. Dit kon nou gelukkig is my panties nou alles in 'n aparte sak. Maar ja, daar staan ek Matthys met 'n patroon verwyder uit my tas uit op George Lughawe soos 'n krimineel vir die polisie. Maar dit maak ook sessie vir my sin. Ek is my cool kwyt. Ek is ja, it's baie weird. Maar die reël maak nie sin nie. Dit is nie ammunisie nie. So dis 'n doppie. Nee, ek sê vir hom is daar geen manier kan ek dit nie verklaar en 'n papiertjie invul en hy sê nee. Ja, 'n liggiery moet apparently 'n spesifieke lisensie kan hê. Ek weet nie. Ja, ek het dit al gehoor. Hulle het my obviously poep gevoer, maar ja. Maybe hulle nie die doppie gehad het. Ek het al gehoor van die lisensie ding. Want ek dink hy moet op 'n sekere manier gebeere word en dit en dat en cool vas en want daar's ek dink dit gaan oor ek praat ek nie weer asof ek een van die sekerlik mense wat travel met hulle gewere en goed. I don't know. Ja, maar ek dink daar's iets van dit moet op 'n sekere manier gebeere word of gestoor word want dit gaan oor die druk van die vliegtuig en goedes kan combust en al sulke goedes. So ek dink dit word in 'n sekere safe gebeere die koels as dit lewendige ammunisie is. En, ja, I don't know. Ja. As jy pilot is, as jy gewonder luister, het, dat weet ons. Ja, en as jy gewonder het ooit oor die sekuriteit by George Lughawe, hulle is op dit julle. Nie worry nie, hulle is op dit. Okay. Weet jy maar terwyl jy het nou heerlik rondgeloop het in Teefontein en gaan plek het al nog 'n paar dingetjies gebeur hier in Suid-Afrika. Ek is amper bang om te hoor. Ja, dit is nog half blus om nie te weet nie. Dit is so half 'n situasietjie wat afspeel. Ek dink die grootste ding op die stadium wat natuurlik die nuus heeltemal oorheers is die Matlantla kommissie en alles wat daar op die stadium uitkom. En al die verskynings wat op die stadium gemaak word is eintlik maar net besig om Nkosi se aanvanklike statements te beamoen. En ek dink die ding wat my net so half die afgelope 2 dae so bliksemd gemaak het weer is ek het gedog we dealt with all this shit toe dit gekom het by die Zondo kommissie. Maar ek meen Here Colleen, ons het nie 'n idee nie. As ons nou luister wat gaan hier aan met
met die Mkandla kommissie. En natuurlik die ambassadeur in Frankryk, Natim Tetwa, Ja, Natim Tetwa. wat toe nou van die 22ste verdieping af gespring het, geval het, is die bewering. En By die Hyatt Hotel, apparently, in Parys. in Parys. Maar ek meen, jy bly in Parys. Jy's die ambassadeur daar. En apparently sy vrou hom toe nou nie gekry na 'n paar dae nie, en dit is toe nou die soektog, en toe sy lijk toe nou vanmiddag gevind. Maar dit is ook timing. Verlede week is hy genoem in die Mkandla kommissie. Het sy naam opgekom. Natuurlik nie in 'n baie goeie lig nie. En hy was die polisie minister gewees onder Jacob Zuma. So Ja, hy was 'n paar ministers. Hy was die minister van Safety and Security, toe minister van polisie, minister van Arts and Culture, minister van Sports, Arts and Culture. En toe ambassador, en jy weet maar, daar was gerugte op 'n stadium. Ag, en dit werk maar so met baie regerings. Ek sê nie met alle regerings nie, maar sodra jy 'n bietjie te warm word, en jy 'n bietjie te veel aandag lok, dan word jy gepos as 'n ambassadeur. So ja. En dit hang af hoe baie die president van jou hou, gaan jy na 'n nice land toe of gaan jy na 'n kakland toe. So duidelik het Cyril hom relatief naby gehou vir een of ander spesifieke rede ook. So ek dink jy gaan nog 'n hele paar goeders. Ja, dit is net vir my so sad, jy weet dat al die goed wat uitkom in hierdie Commission of Inquiry nou, en dit voel vir my like we just scratching the surface. Ja. Van al die goed wat uitkom. En 'n mens voel so, jy voel so ek weet nie van julle nie, maar ek voel so hulpeloos op die oomblik. Want is net ons verstaan nie die diepte van hierdie korrupsie nie. En die betrokkenheid, ek dink in hierdie spesifieke ding, ek meen met die Sonderkommissie het ons besef daar is 'n klomp korrupsie en ons almal was geskok geweest. Maar die korrupsie in die entiteite wat ons as burgers moet veilig hou. Ons het verlede week daaroor gepraat, het ek vir jou gesê dat, of die week voor dat ek raak meer nervous as daar 'n polisieman naby my is, as wat ek is as ek hulle glad nie sien nie. Dit gebeur partykeer as ons in die park loop, dan kom daar polisie om te kom kyk, vir oor naweke word die reëls van die park gehandhaaf. En as ek daai trok sien en ek sien hulle begin loop in die park, dan sê ek gewoonlik ek gaan so gou as moontlik hier uitkom, because I just don't trust them. En hierdie is net so half 'n onderstreping daarvan van die mense wat ons moet veilig hou is op die stadium van die korrupsie. En ek veralgemeen nou verskriklik, daar is natuurlik goeie polisiemanne, ek meen die twee wat jy nou ontmoet het daar in George ook, wat nou nice was met jou. Ek veralgemeen, maar ja, it's just shocking. Absolutely shocking. Ja, ek weet, dis shocking, Matthys, en die ding is nie die polisie nie. Dit gaan so ver. Ek weet nie of jy nog gaan praat oor, ek weet baie min daarvan, maar die Tembisa Hospitaal. Ondersoek wat gedoen is deur die Special Investigating Unit. 2 biljoen rand. 2 biljoen rand wat hulle by 'n hospitaal gesteel het, Matthys. Dis asof dit hou net nie op nie. Daar is soveel. Dan luister ek vandag in die kar op pad na die lughawe toe 'n praatjie wat hulle het op RSG met 'n ou, ek vergeet nou sy naam, Lloyd someone wat 'n boek geskryf het oor al die maffias in Suid-Afrika. Yes. Ja, dis 'n boek wat onlangs verskyn het. Dit is sickening. Dit is net, jy voel oorweldig. Absoluut oorweldig met al hierdie korrupsie, stelery, rampokkery wat aangaan in hierdie land. Ek weet nie hoe ons dit gaan stop. Waar dit tot 'n einde gaan kom nie, want dit is tot die hoogste rang in hierdie land is betrokke. Ja, en by ek die skandale. Een van die mense wat benoem is, ek dink dit is die Mamela syndikaat. Hulle praat mos van die 3 groot syndikaate by die Tembisa Hospitaal situasie. Een van daai die syndikaat word gekoppel aan, na bewering president Ramaphosa se neef uit 'n vorige huwelik. Wow. So ek meen, toe ek dit hoor, is ek net so van, dankie Cyril. Ja, jy die ridder op die wit perd wat gesê het jy kom korrupsie in ons land uitroei. Daar ons het almal geweet hy gaan dit nie doen na die Sonderkommissie nie. Na sy behavior na die Sonderkommissie, ek meen as jy nog dink Cyril is hier om die regte ding te doen,
dan wil ek vir jou sê met jou kop laat lees. Honestly. Nee, verseker. En die sad ding vir my is, ek meen, as ons kyk na die Tembisa Hospitaal, waar dit geleë is, die gemeenskap wat dit moet dien, dit is regtig 'n gemeenskap wat sukkel en wat hierdie tipe van hulp brood nodig het. En ek meen, kan jy dink wat kan 2 miljard rand gedoen het aan die gemeenskap van Tembisa? Ek meen, it's life changing. Life changing. Ek was al actually by Tembisa Hospitaal. 'n paar jaar terug het ek 'n oom gehad wat daar gelê het, wat nie 'n mediese fonds gehad het nie, en hy daar in ICU gelê. En ek was daar in daai ICU en dit was absoluut skrikwekkend. En dit was 'n hele paar jaar terug. Ek weet nie eers hoe lyk dit nou nie. Maar jy kan nie dink die hoeveelheid mense wat daai hospitaal bedien in Ekurhuleni. Onthou, julle, Tembisa lê reg langs tussen Midrand en Kempton Park. Nou, die Kempton Park Hospitaal, wat ook 'n point of massive dispute is, 'n wonderlike hospitaal, die spookhospitaal, wat nou onlangs ook in die media was, ja. Ek het menigte niggies en neefies wat daar gebore is, my ouma is daar oorlede, ek was al in daai hospitaal, ek het soveel familielede wat al in daai hospitaal is en daarom lewendig daar uitgeloop het ook, 'n ongelooflike hospitaal wat toegemaak is, en wat die staat ook miljoene rande 'n jaar kos om toe te hou. En daar is net soveel korrupsie, dis my spookhospitaal, mense gaan besoek die hospitaal, hulle slip die parking kaart R50 en hulle sneak daar in die aand en is nou moesje, jy weet, thrill vir hierdie ghost hunters en so aan. Maar daai hospitaal, daai Kempton Park Hospitaal wat ten volle uitgekiet was, Matthys, ten volle uitgekiet, is net so toegemaak. Want daai tyd het hulle gesê, ons gaan ons energie sit in Tembisa Hospitaal, want dit is die gemeenskap wat mediese sorg meer nodig het, want onthou, Kempton Park Hospitaal was in 'n wit gemeenskap, 'n wit sê ek nou in aanhalingstekens, né? So kom ons sit eerder ons energie in Tembisa in. En dit is wat julle daar gedoen het. Julle het dit geroof. Julle het, Matthys, julle het, onthou jy die saak van die, wat is daai simpel minister wat die mental health patients ook so te nagekom het. Life is die mening. Life is in the many. It is myself, die ministers het bloed op hulle hande. Cyril Ramaphosa, die regering in hierdie land, het bloed op hulle hande. Hulle is 'n klomp moordenaars. Hulle is nie net skelms nie, hulle is moordenaars. Daar het mense al dood gegaan in Tembisa Hospitaal as gevolg van julle gesteelery. En dit maak julle moordenaars. En ek weet dat daai tyd het ons almal geskok geraak met die Babita Dukaran, toe sy vermoor is in Augustus 2021 as gevolg van hierdie hele ding wat sy oopgevlek het, toe sy die hoofdirekteur van finansiële rekeninge in die Gautengse departement van gesondheid was. En op daai stadium het sy die vletjie gebaas oor 850 miljoen. Ons staan nou op 2 biljoen. En volgens die persverklaring wat ek gekyk het, sê hulle dat dit is nog net die voorlopige verslag. Die verslag is nog nie klaar nie, die ondersoek is nog nie klaar nie. So die 2 miljard waarvan ons nou praat, nie 2 biljoen nie, 2 miljard waarvan ons nou praat, dit is op die stadium die bedrag wat tans ondersoek is en wat ons tans van weet. So hoeveel verder het daar nog gebeur tussen 2018 en 2024? En dis hier waar ek dink dat ek hoop regtig dat die skille van die oë afval van die mense van Tembisa. Want as jy in Tembisa bly en jy word bedien deur die Tembisa Hospitaal en jy is bewus daarvan dat jou government het toegelaat dat 2 miljard rand gesteel is, waarvan ons weet op die stadium, wat na jou toe moes gekom het as 'n direkte gemeenskap, en jy stem nog steeds vir die ANC, dan weet ek nie. Dan weet ek regtig nie. Ek weet ook nie meer nie. Want al die gerugte op die stadium is natuurlik dat Gayton McKenzie sou onttrek het, hy sou bedank het, as minister van Sports, Arts and Culture, as gevolg van die aanstelling van Kenny Kunene, wat
O, Here, ek het baie gemis. Ja, Kenny Kunene moes volgens hulle teruggekom het in die Meyer is van of dat nie meer die wat is die ding wat Joburg het 'n wat 'n munisipaliteit, daai woord, munisipaliteit. Ja. Teruggekom het in die munisipaliteit. Kenny Kunene, die sushi ou wat sushi nou ja. Ek hy moes Guyton se 2IC. En as gevolg van die feit dat hy by die inhegtenisneming was of by die huis was van die ou wat vir een van die DJ wat se naam ook nie kan onthou nie, is hy toe nou ontslaan het sy rol uit en hy het nou teruggekom dat hy skoon en toe het Guyton gesê hulle moet hom weer aanstel en die ANC het gegaan na Hanna en toe het Guyton gesê maar hy gaan bedank uit die ANC, uit die regering van nasionale eenheid uit, die PA onttrek en sowel as ook bedank as minister van Sports, Arts and Culture. Alles vir Kenny Kunene. Ja, maar dis my groot China, maar ja, maar ek meen, wat het Kenny Kunene sy balle op 'n blok, of wat? Ek meen, Guyton wil alles prys gee, omdat hulle nie vir Kenny Kunene wil gee wat hy wil hê. Maar kyk, ek weet nie die detail nie, maar dis wat ek nou aflei onder wat jy nou gesê het. Kenny Kunene is mos nou maar die groot klub maffia baas gewees, of groot deel van die klub maffia, so het Guyton ook nou maar sy geldjies daar gemaak, so daar, die connection kom al verlang, maar daar's 'n klomp ander gerigte en van die goeters hoor ek, en ek stem saam met Guyton met dit, en ek stem saam met van die ander partye wat dit ook gesê het, is dat daar is nog nooit weer eintlik gesprekke gehou tussen Cyril Ramaphosa en die ministers en die partye in die RNE nie. So Cyril Ramaphosa en die ANC en Fikile Mbalula het eintlik basies maar gesê ook, is dat die ANC sien die RNE as 'n oorbruggingsperiode, want hulle gaan weer terugkom in beheer. So Guyton het ook maar net gesê dat hy's gatvol, want daar's nie samewerking nie. Alhoewel hy het ook weer gesê dat hy nie teenoor Cyril Ramaphosa sal uitvaar nie en hy sien wat die RNE wil doen, maar my vermoede is dat die hele ding is my so deur mekaar. Ek verstaan exactly, dis baie confusing. Ek verstaan nog steeds nie, maar maybe praat ek ook net soos 'n asshole op die stadium. Maar ek dink die Guyton gaan onttrek as minister van Sports, Arts and Culture, en ek dink ook nie hulle gaan onttrek uit die RNE nie. So ja, interesting times wat daar gebeur het ook. Maar ja, die ding van die Tembisa Hospitaal, moet ek vir jou sê, het my meer ontstel as die onlangse verwikkelinge wat gebeur het met die ja. Dis iemand as ek is moeg vir ons politikuste wat sit en beklei heel dag. Ek het vlugtig bietjie nuus gelees vandag, maar soos ek sê, ek is so out of the loop. Bietjie beklei vandag oor posisies. Ek sien op Twitter, hulle beklei almal oor posisies. Wat is die minister van tronke? Pieter, daar's 'n gerugte dat hulle hom wil maak minister van polisie en nou beklei almal daaroor. En hierdie een wil nou daai posisie hê. En Helen Zille is wat haarself nou bekend gestel het as kandidaat vir burgemeester van Johannesburg en almal beklei nou daaroor. Ek is so moeg vir die bekleierery oor hierdie posisies en mag en hulle speel heeldag. Hulle speel net. Ek wil sien dat 'n politieke party vandag op Twitter of X actually opgestaan het teen die Tembisa Hospitaal ding en gesê het, hierdie is onaanvaarbaar en dit is hoe ons dit verder gaan vat. En dit het ek nie gesien nie. Ek het gesien hoe politieke partye aangaan oor, maar Dean McPherson, maar Pieter Groenewald, maar Guyton en Kunene. Hulle beklei, hulle is asof hulle in hulle eie soap opera lewe. En hulle beklei heeldag vir posisie en vir mag. Hulle beklei nie vir ons nie, julle. Jy's reg. Hulle beklei glad nie vir die burgers of vir die kiesers nie. Ja. Een van die dinge, don't care. Een van die dinge wat in die rapport gestaan het, is natuurlik nou na aanleiding van die afgelope ruk ook wat Cyril Ramaphosa gesê het, dat die ANC moet gaan leer by die DA, van die DA weet hoe om munisipaliteite te regeer. En die ANC en selfs Ramaphosa en Fikile Mbalula het regtig probeer om daai ding so te frame dat dit nie klink soos wat dit eintlik gesê is nie. Om te sê dit is uit konteks uitgequote en allerlei sulke goeders. Maar as jy gaan luister na die speech, dit is presies wat hy gesê het. There's so many ways you can skin a cat, but that cat has already been skinned. En waar was ek nou?
Waar is ek nou? Ek dink ek is seker ek het nie my pilletjie gedrink vandag nie. Nee, Matthys, ek verstaan waar jy nie op pad is, want hulle is weer eens, hulle beklei mekaar. Hulle beklei oor, oh, I said this, but I didn't really mean that. Yeah. You know, I put it is nie belangrik nie. Dis is why are you people even talking about this? In die Sondagsrapport was altyd natuurlik die skrywe oor die onderhoud met Annele en Helen Zille ook. En ek het nie die hele artikel gelees nie, maar 'n gedeelte wat my opgeval het, is waar daar gesê word dat die ANC, as ons gaan kyk na die DA word gemeet op ander standaarde en kry ander tipe van kritiek van die groter gemeenskap van burgers en onder andere iemand soos byvoorbeeld Annele, wat ek dink heeltemal haar hand oorspeel het, want sy is nie 'n joernalis nie, sy is 'n vermaaklikheidspersoonlikheid. En om daai tipe van vrae en stellings met iemand soos 'n gesoute joernalis en ook politikus soos Helen Zille te doen, jy moet regtig groot ballas hê, en Annele het nie daai ballas nie. I'm sorry. Ons ken haar persoonlik, baie nice vrou. Maar jy kan nie daai onderhoud aanpak soos wat Annele dit aangepak het met inligting wat sy op Twitter gekry het nie. En die probleem wat ons mee sit, dat die ANC word nie eers gemeet teenoor dieselfde standaarde as die DA nie. Hulle word nie teen enige standaarde gemeet nie. So, dis hoekom ons almal net, dis daai ding wat ek altyd sê van die water, die para in die warm water. Dit raak net al hoe warmer en ons almal raak net al hoe meer lethargic. En dit is ongelukkig wat die ANC is, en hulle verwag nou nog steeds na hoeveel dae in die RNE, dat ons nog steeds moet gemaklik wees en okay wees met hulle substandaard manier van regeer. Ja, maar ek dink dit kom neer op daai ding van it's the bigotry of low expectation. Ja. Dis 'n absolute, ek weet ons praat van mense wat diskrimineer in die land, maar this is the biggest bigotry. Is ons al die DA het ons een stel reëls voor en een stel kriteria voor en hoe ons hulle gaan judge. Ja. En die ANC het ons 'n ander stel, want shame, dis die ANC. Apartheid. Ons mag nie kritiseer nie. Ek weet wat van apartheid. Ek ben Jan van Riebeeck, julle. Come on. Ek weet hulle 30 jaar gehad. Hulle steel 'n bietjie, julle, maar come on, Jan van Riebeeck. Dis hoekom hulle steel. Ja, ek weet hulle vermoor mense. Ek weet hulle het mafias. Ek weet hulle voel niks vir hulle mense nie. Hulle voel niks vir hulle goggos nie. Hulle voel niks vir die kinders van hierdie land nie. Maar come on, julle, want Jan van Riebeeck. Shame. Maar apartheid. Maar Helen, wie die fok dink Helen is sy? Om te dink sy gaan die burgemeester van Johannesburg wees. Ja. Sy met haar wit velletjie. Wat se appropriation probeer sy nou hier kom doen? Dink sy Johannesburg is Kaapstad? Dit is presies wat ons doen, Matthys. Een stel reëls vir die DA, maar weer eens, een stel reëls vir die ANC. Dis die fights wat ons nou het, maar niemand fight oor wat gebeur eintlik in Tembisa nie. Niemand fight oor wat gebeur met Life Esidimeni nie. Niemand fight die regte probleme wat ons het, die regte maatskaplike probleme, want dit is 'n groot rede hoekom ons land is waar hy is, as gevolg van die groot maatskaplike probleme wat ons het. Ons sit met 'n klomp bloody sociopaths en psychopaths wat in beheer is van ons land. En op daai punt het ons 'n psychopath toets gedoen, Colleen. Ons het. Ons sal die lys opsit. Ons sal die link in die description sit, dan kan jy jou psychopath test ook doen. So, op wat skoor jy? Nee, Matthys, ek is baie teleurstellend. Rare. Baie teleurstellend. Ja, okay, ek skoor die toets is op psychologytoday.com en as jy daar gaan na test toe, dan kan jy hom kry. Dis jou psychopath test wat jy kan doen. Ja, ons sal die skakel hier insit ook. So 20 vrae. Gaan jy nie langer as 3 minute vat nie. Ja, 20 vrae. Van die vrae dink ek moes hulle 'n bietjie beter gestel het, coming from a research background. Gesoute researcher as me, you know. Ja, van hulle was bietjie my dis pop psychology. Dis nou nie pop psych. Ons gaan jy nou nie. Ja, ons gaan jy nou nie. Dis is horoscopes, jy weet.
Soos daai. Ja, dis is 'n gym nie, dis fun. So ek het geskoor 20 tot 50 punte en die description for this is I have very few very few antisocial tendencies. Oh my word. Is jy daar? Ja, ek is heel normaal, Matthys. Oh fuck, lovey. According to, waar's jy? Hoekom? Ek is op nommer 74. So ek is op die hoogste score van some antisocial tendencies en as ek 1 punt meer gekry het, dan was jy 'n bietjie psychopathic. Signs of psychopathy. Ja. Well, so okay. Psychopathy. Ja. Ag, maar that's why I'm friends with you, Matthys. Okay. You keep life interesting. Ek het gedog jy gaan daar nader aan my wees. Okay. So nee, ek is eintlik 'n baie fucking nice mens. Ja, is nogal. So ek het 'n beter kans dan om in government te wees as jy. Ja, my toets sê you report very few signs of psychopathy, suggesting you are an empathic and care. You are empathetic. Okay, you cannot pronounce things, but you're empathetic and care about the feelings of others. You may occasionally act in an expedient manner, but in general, you recognize that your needs don't trump other people's, and you take time to consider the consequences when making decisions. Okay, jy. Ek weet nie, ek klink vir my heel soos almal. Beautiful ding. Ek het dadelik stappe wat ek moet doen, wat ek moet weet, dan die changes wat ek nou moet maak en die volgende stappe is speak to your primary care physician or contact one of our therapists as soon as possible. This basies hoe my results like en jy nou sê jy's nice and kind. So ja, nee, maybe is dit tyd dat ek vermeer en gaan kyk. Ja, ek dink dis 'n interessante toets. Ek dink net van die vrae, so byvoorbeeld ek het die een vraag het vir my 'n groot probleem veroorsaak. Vraag 18 sê some people aren't meant to succeed in life and that's not my problem. So die eerste ding wat enige navorser weet is you never put an and in a question. You ask one thing. You don't ask two things. Dis dubbelsinnig. Want wat moet ek nou eintlik antwoord? Is dit my probleem of het ek nie simpatie nie? Ja, die eerste deel van die vraag sou ek gedisagree het with. Some people just aren't meant to succeed in life. I would have severely disagreed with that. The second part of the question, and it's not my problem, I would have severely agreed with that. It's not my problem. If you think you cannot succeed in life, it's not my problem. Ja. So dis eintlik twee baie sterk vrae wat in een gegooi is. Maar nonetheless, it was a lot of fun. Ek moet sê ek het gedink jy gaan dalk 'n bietjie hoër score. Ek is impressed met jou score. Het jy gedink ek is meer van 'n psychopath? Ja, ek het die vrae so vir die vraag gelees ek soos, Matthys gaan so kak in hierdie toets. Such a psychopath. Yeah, well, okay. Yeah, well, ek is everyone is so boring and uninteresting. Ja, jy ken my te goed. Dis ek sê Ja, anyway, Matthys, en ek sien ook ekskuus ek is nou op my foon nou dat ek na die toets kyk. Ons is amper op 'n peace deal. Yes. Hoopelik in Israel te danke aan Trump. Ja. 72 hours wat Hamas, wat dink jy is die kans dat Hamas gaan agree tot Trump se vereistes op 'n peace deal? Trump het natuurlik gesê release of all the hostages. Hy en Tony Blair en ek weet nie wie almal nie, ou Tony Blair. The gift that keeps on giving. Cameo appearance. Love it. Ja, ek weet nie, ek het so 'n stukkie na die persverklaring gekyk gisteraand, maandag aand en ek moet sê ek het op 'n stadium geïrriteerd geraak want ek was net so van Trump, kan jy net vir my sê, kan jy net vir my sê hou op om hierdie klomp woordjies te gebruik wat eintlik nou fokol beteken. Sê net vir my wat gaan. Was hy daar? Hy moet nou nie soos die res van die politikus te begin. Ja, nee, hy was nogal vir my daar gewees. Te veel woordjies gebruik. Te veel woordjies en probeer om sy beel en Amerika se beel hopeloos te veel te blaas in hierdie konteks. Dis nie waar die persverklaring gaan nie. Die persverklaring gegaan oor wat is die ooreenkoms tussen wat Israel in
gesê het ja, en hoe gaan ons hierdie ding verder gaan. So, hy het my so 'n klein bietjie geïrriteer. Ek dink is regtig 50-50. Ek weet nie of Hamas gaan instem vir hierdie peace deal nie. As ek kyk na die vereistes wat gestel word, ek dink dit is heeltemal ek dink dis nodig, want ek meen hoe lank kan ons nog met hierdie oorlog aangaan? Ek wil eintlik net so al wag, kan Greta Thunberg se boot nie net eers naby kom en dan kan hulle begin met die peace deals. Ek wil net kyk wat gebeur met haar, want ek dink haar boot moet vandag of môre moet hy arriveer. Is sy nog steeds op 'n boot? Sy is nog steeds op 'n boot, ja. Op 'n Floatilla, klink soos 'n music festival, haar Floatilla. Ja, nee, ek het nou onderuit met haar gekyk. Sy ek het laas gesê jy dink sy so hoog soos 'n kat. Ek wonder self oor daai stelling wat jy gemaak het. So ek weet nie, ek hoop regtig op die stadium dat can we just put an end to it, maar dan weer eens is dieselfde vraag vir my, can we just put an end to Russia and Ukraine? Can we as a nation, as human beings, wat so ge-evolve het in die afgelope 200 jaar, kan ons net actually weer ons menslikheid begin vind. En net begin doen wat nodig is en wat goed is vir jou en vir die mens om jou. En ophou met hierdie kak. Dis waar ek is. Ja, en jy weet Matthys, wat die saadste van alles is ek meen die Israel-Palestina situasie, die Rusland-Oekraïne situasie, dit is goed dat media attention kry. Ja, ons weet nie ons verstaan. Ek dink ons verstaan wat in Afrika aangaan. En die absolute jy weet marteling wat in Afrika aangaan, die destruction van menslikheid wat in Afrika aangaan, wat nie daai media teenwoordigheid kry nie. Dit wat in ons land gebeur, dit wat in ons eie land gebeur, die distraction, die carnage, dit is skrikwekkend. As ons dink ek eintlik regtig gaan begin besef net wat hier onder ons neuse gebeur. Ja, so ek dink mense moet tog op 'n plek kom wat jy net rondom jou begin uitfigure wat aangaan. Maar ja, die wêreld is crazy. Ek hoor ook dat Afghanistan het die internet afgesit. I mean, talk about fucking keeping your people in check, nee. Afghanistan het die internet afgesit van gister af, totaal alle telecoms en internet blackout om basically maar banaliteit teen te staan. Want jy kyk porn. As jy porn gaan kyk, gaan ons die internet afsit. Maar ek dink nie eintlik dit gaan oor porn nie. Ek dink dit gaan oor kommunikasie met die buitewêreld. Ja. En dat hulle nie dit wil hê nie. So dis wat Noord-Korea gedoen het. No one knows what's going on. Geen kommunikasie kom in of uit in Afghanistan in nie. Daar is al menigte vlugte ook gekanselleer. Jy kan imagine dat niks kan gebeur in 2025 in jou land as jou internet nie aan is nie. So that is a massive problem. Ek meen as my internet nie aan is nie, dan staan my hele lewe eintlik basies stil. Ek kan niks doen nie. Ja, maar ek meen daai mense kan hulle kan nie vliegtuie launch nie, hulle kan niks doen nie. Sure. So ja, en dit alles in die naam van geloof. En dit wat ons anyway, let me not go there. But yeah, the world is a crazy place right now. En Nigerië, hoor ek 'n berig vroeër ook vandag dat in Nigerië word daar soveel Christene vermoor elke jaar. Ook deur die ekstremiste. Dan sit ons met 'n moerse krisis in Mosambiek wat daar ook nie oor berig gegee word nie. Mosambiek Doctors Without Borders het officially vandag onttrek uit Mosambiek uit. Ja. As gevolg van hulle eie veiligheid van ook islamitiese ekstremiste. Dat hulle kan net nie meer hulle eie veiligheid, hulle is daar om mense te help. Hulle is onpartydig. They are what the old UN used to be. We come in and we are Switzerland. We don't subscribe. We're just here to keep the peace and to help people. En ja, daar het hulle kontrak met Mosambiek uit. So ja, dit gaan crazy in die wêreld op die oomblik julle. En ek dink al wat 'n mens maar kan doen is kyk rondom jou. En ek was vanoggend stop ek weer by 'n plek daar in De Rust. Ja. En daar is 'n ou, ek wil nogal vir hom maar 'n mention gee. Sy naam is Nikki Eksteen. En hy besit die koffieshop by die Caltex op De Rust. En ek was gister het ek gou daar gestop vir 'n koffie en vanoggend op pad uit Meyringspoort uit stop ek gou weer daar vir 'n koffie. Nikki se slagspreuk in die lewe is let's make life beautiful.
Toe hy my gister groet en ek loop in en ek gaan goeiemôre en hy sê goeiemôre en hy het hierdie verskillike flamboyante hoed op met 'n veer in sy hoed en hierdie kimono en hy staan daar en hy paint. Maar hy los sy paint want hy gaan nou eers my cappuccino maak. Hy's die barista ook. En ek sê vir hom nee, alles gaan goed en maak 'n gesels. Ek sê hom ek soek 'n cappuccino asseblief. Hy sê single of double shot. Ek sê double shot dan. Hy sê yes. Let's make life beautiful. En vanoggend toe ek weer daar aankom, dis ek vroeg daar. Daar's 'n kleerling vroukie wat my groet by die deur, maar sy is so half bietjie hysteries. Ek sê, "Haai, ekskuus, as ek bietjie vroeg is, jy al oop." Sy sê, "Ons is oop mevrou, ons is oop, maar die masjien is nog nie warm nie. Jy gaan bietjie moet wag." Ek sê, "Is reg, hoe lank gaan dit vat?" Sy sê, 8 minute. Dit gaan 8 minute vat. Ek sê, "Is reg, ek kan 8 minute wag. Daar's nie 'n probleem nie." En hier kom netjie Exten weer aangeloop en hy sê, "Goeiemôre, welkom terug." Ek sê, "Baie dankie, is lekker om terug te wees. Jou koffie was so lekker gister, ek het terug vir nog 'n koppie koffie." Hy sê, "Ekskuus dat jy moet wag, maar die masjien word warm." Hy sê, "Maar tyd is altyd perfek. Hier is jy nou en ons praat bietjie oor sy blomme en sy kuns en Swan en Benji sê ek vir hom, "Is jou masjien al warm? Want ek moet seker maar ry. Ek gesels nou lekker met jou, maar ek moet seker maar ry." Hy sê, "Die masjien is warm. Hulle gaan vir jou koffie maak daar binne. Let's make life beautiful." En dit is my so amazing, Matthys. Hier sit die ou op 'n klein dorpie, De Rust, net voor Meyringspoort. Daar gaan minder as niks aan as daar nie iets 'n event op De Rust is nie. En elke oggend daag hy op, hy maak sy koffieshop oop by die Caltex and he makes life beautiful. Waar hy is. En ek kan jou beloof, hy lê nie in die aand wakker of ek weet nie, maybe bitch and moan teenoor sy vriende oor die ANC en Cyril se geld in die fucking bank en al hierdie dinge. But as ons te veel daarop gaan fokus elke dag, gaan ons die punt mis om die lewe om ons, direk om ons mooi te maak. Ja. Nee man, en ek dink ons kan dit leer by mense soos wat jy nou sê, wat jy ontmoet in die afgelope ruk, is lewe klein, lewe nader aan die aarde en lewe mooi. En soos wat C. Louis Leipold gesê het in sy bekende gedig, ek is nou in Oktober, die mooiste maand, met elke dag so helder, so pragtig, elke aand. So dis Oktober maand. Welkom by Oktober. Maak dit mooi, maak jou lewe mooi en wees mooi met mense en met dinge om jou. En ek dink as ons begin meer fokus op die mooi, dan gaan die mooi vir ons mooier word en meer word. En ophou om ons energie te gee aan al die kak. Want elke dag is helder en elke aand is pragtig. So dit was nou klets. Dankie dat jy geluister het. Preach baby, preach. Ons sien julle volgende week. Baby. Cheers. Love julle, bye. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, "Raai, het vir my weer, ja, ek hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, en dit is albei goed.